Nou luister, die fokus is op hoe om te luister en notas te neem terwyl jy luister. Goed, maak seker dat jy heel eers die tema en die titel identifiseer. Darren, you go. Ja. Die marulaboom, mens en dier se kosbron. Die marulaboom is 'n waardevolle voedselbron in sommige Afrika kulture en vir verskeie wilsoorte. Die marulaboom groei al ter duisende jare in Afrika. Daar is bewys dat antieke volke baie lank gelede al van die boom se vrugte geëet het. Die boom word soms die koning van Afrika bome genoem. Met min bome wat so hoog geag word onder ons vastelandse mense. Die marulaboom is nie net waardevol vir sy eetbare vrugte nie. Die velle gebruik van omtrent elke deel van die boom is van groot nut vir sommige mense. Ekskuus, ek hoor nie, ek wil net gou vir jou vra, jy het nou gelees, ek is nou glad nie seker, ek het nou gelees die velle. Begin net weer by, gaan net een sin terug asseblief? Ja. Die marulaboom is nie net waardevol vir sy eetbare vrugte nie. Die velle, of die vele, die vele gebruike van elke deel van die boom is van groot nut vir sommige mense. Habitat en verspreiding. Marulabome aard meestal in warm dele in die sanderige grond van savanna bosveld. Die bome kom in Suid- en Sentraal-Afrika voor. Van Ethiopië in die noorde tot KwaZulu-Natal in die suide. Die boom is inheems in Suid-Afrika, waar dit algemeen in wildtuine en landelike gebiede van Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal afgetref word. Het jy geweet, in sommige kulture word die marulaboom as 'n simbool van vrugbaarheid en die huwelik beskou. Blare. Blaartjies word meestal in pare aan takkies gedra saam met 'n enkele blaartjie aan die punt. Die blare kom veral aan die punt van takkies voor. Die groen glansende blaartjies is ovaalvormig met 'n fyn tekstuur. Blomme. Marulabome dra tussen September en November klein pinkerige blomme. 'n Boom is gewoonlik of manlik of vroulik. Sê net gou weer vir my, tussen wanneer blom hy? September tot November? Ja, marulabome dra tussen September en November klein pinkerige blomme. Met ander woorde, in watter seisoen is dit? Lente. Blom in die lente, met ander woorde, yes. 'n boom is gewoonlik of manlik of vroulik. Die manlike blomme word aan lang are gedra, terwyl die vroulike blomme in groepies van 2 tot 3 van kort, dik stengels sit. Manlike bome lewer styfmeel. Is dit manlike bome of manlike blomme? Of manlike blomme, sorry. Manlike blomme lewer styfmeel, waarmee die vroulike blomme deur windbestuiving en insekte bestuif word. Die vroulike blomme lewer vrugte. Vrugte. Tussen Januarie en Maart dra die boom sappige, ovaalvormige vrugte. Volwasse vrugte val dikwels van die boom af terwyl dit nog onryp en groen is en raak dan geel en ryp op die grond. 'n enkele boom kan tot 500 kg vrugte per jaar lewer. Vlees om die pit is 'n wit, slijmerige, veselrige laagie vlees wat soortgelyk is aan die van 'n lychee.
Die vlees van 'n marula vrug het 4 keer soveel Vitamine C as 'n lemoen. Skil. Die skil is taai en geel wanneer die vrug ryp is. Pit. Wanneer die pit droog is dit ligbruin, so groot soos 'n akkerneut en klipaard. Dit bevat 1 tot 4 kompartimente met 'n saad in elk. Sade. Die sade het 'n neutrige geur, bevat baie olie en is ryk aan proteïene. Gewild onder diere. Veral olifante is lief vir die marulaboom. Hulle eet die bas, takke, blare en vrugte. Olifante kan uitreik en die vrugte van die boom gryp. Hulle hoef nie te wag tot dit op die grond val. Ook swakvarke, bobbejane, kameelperde, renosters, zebras en kudu's eet graag van die blare en vrugte. Insekte bestuif die blomme. Die larwes van die pragtige maanmot eet die blomme of eet die bome se blare. Klein knaagdiere eet die sade. Gebruike. Amarula is 'n likeur wat in Suid-Afrika van die marula se gegiste vrugte vervaardig word. Konfyt en vrugtesap word ook van die vrugte gemaak. Die saad word fyn gedruk om marulaolie te maak. Spel hom vir ons. M-A-R-O-E-L-A-O-L-I-E. Marula en dan? Marula olie. Marula olie so. Is daar 'n koppelteken of nie? Nee. Marula olie. Dis een woord. Ja, ek kan sien dat daai marula olie. Die feit dat 2 woorde is of 1 woord is my afgekondig. Ja. Ja. Die saad word fyn gedruk om marula olie te maak. Dit dien as velsorgolie en as 'n olie in die dieet van die San-mense. Die skil kan gebrand en as 'n plaasvervanger vir koffie gebruik word. Die sap van die blare is tradisioneel gebruik om springbok byte, brandplekke en absesse of sorry. Springbok byte. Nee, springbok nie. Is dit nou as Eben Etzebeth 'n ou gebyt het, hè? Ja? Die blare word ook gekou. Dan was dit nou. Die sap van die blare is tradisioneel gebruik om spinnekopbyte, nie springbokbyte nie, byte te word. Spinnekopbyte, brandplekke en absesse te behandel. Dis nou die sap van die vrug, Ja, die sap van die blare. van die blare. Aga. Ja? Die blare word ook gekou om sooibrand en slegte spysvertering te verlig. 'n Aftreksel van die binnebas is tradisioneel gebruik om die pyn van skorpioensteke en slange en insekbyte te verlig. Daar is ook berigte dat dit gebruik word in die behandeling en voorkoming van malaria. Okay, gee my 'n seentjie. Dis nou Gee my 'n seentjie. seentjie. Ja. Ja, okay. Daar is 'n ou bygeloof onder die Venda mense dat as 'n swanger vrou 'n aftreksel van die stam van 'n manlike marulaboom inneem sy 'n seentjie sal verwag. Okay, iets klink. So as sy dit eet, dan kan sy 'n seentjie verwag. Ja, hulle sê daar is 'n ou bygeloof onder die Venda mense
dat as 'n swanger vrou 'n aftreksel van die stam van 'n manlike marula boom inneem, sy 'n seentjie sal verwag. Okay. En as sy 'n ekstraak van 'n vroulike boom inneem, sal sy 'n dogter hê. As die kind wat gebore word, die teenoorgestelde geslag as die boom het, word die kind as spesiaal beskou omdat dit die gesegde oortref het. Dis interessant, okay. Stam. Die boom het 'n enkele stam wat gewoonlik reg uitgroei met die takke wat wyd uitspreide kroon vorm. Dat ek net netjie lees. Die boom het 'n enkele stam wat gewoonlik reguit groei met die takke wat wyd uitgespreide kroon vorm. Wat 'n wydgespreide kroon vorm. En dis dit. Is dit? Mhm. Goed, ek het dit geskryf.